Goeiemôre, broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Ons glo en vertrou dat ons ook saam met mekaar nader aan ons Here gaan groei. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons wil begin deur baie geluk te sê aan Pian en Sonet Swart met die geboorte van hulle baba dogtertjie Rit op 25 Februarie hierdie afgelope week. Baie geluk aan hulle. Aangesien daar geen wettige beswaar teen sy bevestiging ingebring is nie, gaan ons vanmôre dan ook daarmee voort om vir broer Hugo de Beer te bevestig as diaken. En ons bid om dan ook toe die seën van die Here met sy bediening hier in die gemeente. Dan vanmôre katekisasie na afloop van die erediens les 5 en 6 vir voor-laerskool en hoërskoolkinders. Soos dit hier staan, maar ek het wel kennis ontvang dat daar nie vir die voorskoolse klas gaan wees nie. En dan ook broers Sias Jordaanse klas is graad 9. Die graad 9 klas dan ook het nie vanmôre kategese nie. Dan wil ons graag welkom sê aan nuwe intrekkers en besoekers. Nuwe intrekkers, ontmoet asseblief dan die ouderlinge aan diens, broer William, daar agter gaan ons hier voor ontmoet om 'n lidmaat besonderhede vorm in te vul. Dan wil ons ook baie dankie sê aan almal wat afgelope Vrydag se Jaffel verkope 'n sukses gemaak het. Ons sê baie dankie vir julle ondersteuning. Dan is daar ook 'n lys op hier teen die bord by die koffiestasie vir die Wildtuinkamp. As julle saam met ons wil gaan kamp of in 'n chalet wil bly, julle is welkom om enige van die twee formate te doen, maar die lys gaan spesifiek vir die kampeerders, so asseblief vul daarso julle vorms in as julle saam met ons gaan kamp vir die Wildtuinkamp in September. Dan maak ons ook net bekend dat gemeenskap opgesê met die Gereformeerde Kerk, broer Piet en suster Susan Mokke. Dis dan al van die kerkraad se kant af. Ons raak 'n oomblik stil vir ons Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 118, daarvan verse 1 en 12, en dan bly ons staan om saam ons geloof te bely.
bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof. As ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre saam weer na die wet van die Here uit Eksodus 20 uit vanaf vers 1 tot en met vers 17. Die wet van die Here as riglyn vir ons dankbaarheidslewe. Ons luister saam daarna. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here met Psalm 32, die 2de vers, terwyl ons so sit en daarna bid ons saam. Bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys U heilige naam op hierdie rusdag as ons weer in U teenwoordigheid bymekaar kan kom om U te aanbid en U naam groot te maak. Ons doen dit, Vader, nie omdat ons iets hieruit wil kry nie, nie omdat ons
bepaalde voordele wil loswikkel deur ons teenwoordigheid in die kerk nie. Ons is hier vanmôre, Vader, want U is God. U is die skepper van hemel en aarde. U is oneindig groot. Ja, U is die enigste een wat prysenswaardig is. U is die enigste een wat aanbiddingswaardig is. Daarom kom val ons in aanbidding voor U vanmôre, Vader, in diepe afhanklikheid ook as ons saam by mekaar is om te kom luister na U woord. Ons bid, Here, dat U ook, soos wat ons reeds na U woord geluister het, na U wet geluister het, dat U ons harde harte sal vervang met harte van vlees, dat U ons hart sal vermurwe deur die kennis van dit wat U Seun Jesus Christus vir ons gedoen het. Here, ons kom en ons bely dat ons soveel het wat tussen ons en U staan, dat ons eie gedagtes, ons eie dade elke dag ons aankla. Dat dit wat ons doen skree teen die hemele en dat ons sondaar mense is wat na hulle koning en verlosser toe kom en bely, Vader, ons is skuldig. Daarom smeek ons om genade. Dankie, Vader, dat ons mag weet dat, soos wat ons dit bely, dat ons ook dan mag hoor, soos U seun vir die owerspelige vrou gesê het, ek veroordeel jou nie, gaan en sondig dan nie meer nie. Lei ons dan op hierdie pad van geregtigheid, waar ons al meer deur die woord en die Gees heilig gemaak word en ons al meer en meer in ons verhouding met U groei, sodat ons omvorm word tot ware kinders van U. Ons is dit reeds in wese, maar dat ons dit ook word in dit wat ons vertoon en hoe ons optree en hoe ons praat. Ons dank U, Here, vir hierdie genade. Genade dat ons sondaar mense deur U skoon gewas en nuut gemaak word en dat ons hierdie lewe kan lei van dankbaarheid. Wil U ons deur U Heilige Gees versterk en lei, dat ons doen en late ook hiervan getuig. Ons dank U, Here, dat ons ook as 'n gemeente saam met mekaar bly en opgewonde kan wees. Ons bly en opgewonde saam met Tian en Sonet vir klein Rit se geboorte. Ons weet dit is ook 'n wondergawe uit die hand uit. Elke volmaakte goeie gawe kom van bo. Ons bid, Vader, dat jy hulle as gesinnetjie ook sal seën en hulle ook as ouers met die vaste wete dat hulle voorreg het en 'n verantwoordelikheid het om hierdie kindjie groot te maak om U te ken en U lief te hê. Dan bid ons, Here, vir ons gemeente. Ons dankie vir 'n suksesvolle aksie afgelope Vrydag. Ons bid, Vader, vir dit wat vir ons voorlê, dit wat ons nog beplan. Mag ons doen en late, Here, U naam verheerlik en groot maak. En mag dit nooit gaan om ons eie eer of om winsbejag nie. Ons bid, Vader, dat U ook dan nou sal wegneem wat skeiding maak tussen U en ons. As ons na U woord luister, wil U ons harte omvorm en verander. En mag ons geken word as U kinders buite hierdie 4 mure. Dit bid ons van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Maar die oog op skriflesing en prediking, Psalm 42, daarvan die eerste vers, soos ons so sit, en daarna lees ons saam uit die woord van die Here uit Johannes 15.
Ons skriflesing kom vanmôre uit Johannes 15 uit. Johannes 15, ek lees vir ons verse 1 tot 8. Johannes 15. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet aan my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Almal, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels is. Ons lees tot sover. Ons teksverse dan, verse 5 en 6, die eerste gedeelte. Ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is bevoorreg om vanmôre hier bymekaar te wees om saam nabetragting te hou, om terug te kyk na die feit dat ons saam nagmaal gevier het. 'n Geleentheid waar ons besef het deur die woordverkondiging ook weer dat ons krepelgelowiges is wat genesing aan die tafel van die koning ontvang het. En dit bou ons identiteit. Identiteit is 'n vraag. Wel, dit kan 'n vraag wees. Wie is ek? Wie is jy? Wat maak dat ek is wie ek is? Wat is dit wat bydra daartoe dat jy is wie jy is? Wat is my doel op aarde? Al hierdie dinge is vrae wat ons kan vra rondom identiteit, maar identiteit kan ook 'n stelling wees. Hierdie is wie ek is. En die verskil tussen 'n vraag en 'n stelling is basies, is ek nog soekend of is ek geanker in my identiteit? Is my identiteit vas en seker? In die tydgeleef waarin ons leef, word juis gekenmerk daardeur dat daar soveel mense in die wêreld is wat vra oor identiteit, oor wie is ek nou eintlik? Dis 'n modevraag van ons tyd. Vroeger was die vraag dalk gewees, hoe pas ek in die groter geheel in, maar vandag is dit 'n baie individuele vraag waarin individualiteit uitgedruk word, 'n vraag waarin sommige mense hulle identiteit vind om te identifiseer as 'n wegloopkat of 'n gevriesde pikkewyn. En dan moet jy hulle aanspreek as meneer die pikkewyn of hoe dit nou ook al kan wees. En dalk nog 'n laaste opmerking oor identiteit is dat daar baie aspekte van ons bestaan is wat help bou aan hierdie identiteit. Is die boustene van ons identiteit en dikwels maak ons 'n bousteen juis ons hele identiteit. Leef ons onder die illusie dat hierdie een ding bepaal wie ek is. En dis dan veral wanneer ek hierdie een ding verloor dat my wêreld in mekaar stort. Want dis waarop ek my identiteit gebou het. Dink maar aan goed soos jou werk, jou huweliksmaat, jou kinders, jou kultuur, jou stokperdjies. Ons dalk 'n stokperdjie waarin jy jouself heeltemal verloor en jy dink by jouself, hierdie is wie ek is. Dis die wese van my identiteit. En die oomblik as daai ding weggevat word, dan val jou wêreld in mekaar. Ek dink die punt wat ek hiermee wil maak, geliefdes, is dat hierdie individuele dinge maak my nie wie ek is nie. Dis eerder boustene tot 'n groter prentjie van wie ek is. En in ons teks, dan spreek ons Here Jesus juis hierdie vraag aan. Die vraag van wie ek is. En 'n vraag word verander dan in 'n stelling. Hy wys vir ons dat die
dat die houer waarbinne al hierdie legkaartstukkies van wie ek is inpas, is hy. Hy is die een wat dit omvat. Hy is die een wat dit vorm gee. Hy is die een wat dit duidelik maak. En soos 'n legkaart waarvan 'n mens die kante klaar gebou het, gee dit vir ons vastigheid, gee dit vir ons 'n riglyn waarin al hierdie aspekte van ons menswees ingebou kan word en vasgevang kan word. Jesus sê vir ons vanmôre, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. En hieruit hoor ons 3 dinge. Ons moet in hom bly, hy moet in ons bly. Sonder hom kan ons niks doen nie, sodat ek verdroog as ek sonder hom is. So, ons gaan na die 3 punte kyk vanmôre. Eerste, ons begin daarby, ons moet in hom bly. Wat is dit wat ons Here Jesus hiermee bedoel? Ons moet in hom bly. In die evangelie van Johannes praat Jesus nogals baie oor die geleentheid wat ons het om in hom te bly. Hy beklemtoon dit veral in Johannes 15, waar hy die vrede, die rus en die herstel wat ons in hom vind vergelyk met hierdie simbiotiese verhouding tussen 'n lewegewende wingerdstok en sy lote. Nou om in Christus te bly beteken om in Christus te glo, om te vertrou en in sy teenwoordigheid te kan rus. Mense hoor eintlik iets van Psalm 23 hier in, nie waar nie. Na water waar daar is lei U my heen. In sy teenwoordigheid rus ek, in hom en in wie hy is, vind ek vrede met wie ek is. Dis om onsself ten volle aan hom te heg en ons lewenskrag uit hom te onttrek, soos Psalm 1 sê, 'n boom wat langs waterstrome geplant is en sy wortels na die waterkant uitsteek en op die regte tyd vrug te dra. Dis wat dit is om in hom te wees. Die Bybel praat daarvan om in Christus te bly reg deur die Nuwe Testament. In Johannes 6:56 sê Jesus vir die Jode in die sinagoge dat diegene wat sy vlees eet en sy bloed drink in hom bly en hy in hulle. Dis om eers na hom te gaan deur die middele wat hy vir ons gegee het. Dit is hoe ons onsself aan hom heg. In Johannes 8:31 dan wys Jesus ons op die belangrikheid daarvan om in sy woord te bly. Om na sy woord te gaan en deur sy woord gevoed, toegerus en versterk te word. Dat dit die eerste en die duidelikste riglyn en roepstem moet wees vir wie ek is. Ek bedoel, hoe baie keer maak ons onsself nie daaraan skuldig dat ons sê, ja ons glo, ja ons weet die Bybel is die waarheid, maar daai boek lê daar eenkant en versamel stof nie. En dan wonder ons, hoekom groei ons nie in die geloof nie? Ons wonder, hoekom sukkel ons so om vrug te dra, maar ons leef nie in die woord van die Here nie. Die HAT verklaar die woordjie bly eenvoudig as om nie weg te gaan van daai plek nie. Dis eenvoudig om na 'n plek te gaan en nie daar weg te gaan nie. Om in Christus te bly en om in sy woord te bly is om daarheen te gaan, daarin te bly en nie daarvan af weg te gaan nie. Om jouself heeltemal daarin te verloor. En as ons in hom wil bly, dan is dit iets wat ons aktief moet doen. En dan sê die Here, en elke een wat vrug dra, snoei reg sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle onthou ons het nou net vir mekaar gesê om in Christus te bly beteken ek moet in hom glo. Hoe weet ek is in hom geënt? Hoe weet ek dat ek werklik in hom glo? Deur die vrug wat ek dra. Dis 'n bewys van die geloof. Dis 'n bewys van daai eenheid. As ek in hom bly, dan dra ek vrug. En as ek vrug dra, dan snoei hy my reg. En dan moet ons vir mekaar sê, geliefdes, miskien hoor jy dit nou en dan dink jy by jouself, dis gaaf, maar besef julle dat om gesnoei te word is nie 'n aangename proses nie. Soms gebeur dit met moeilike dinge. Moeilike vrae wat ons moet antwoord, moeilike beproewings waardeur ons moet gaan. En dan gebruik die Here hierdie geleenthede om ons te snoei sodat ons meer vrug kan dra. Soos ons vroeër genoem het, is daar baie dinge wat ons identiteit bepaal.
Maar sommige dinge is ongelukkig dinge waaraan ons meer waarde heg as aan ander. Wat die Here Jesus vir ons hier sê is dat ons identiteit in hom saamgevat word. In hom wat my gemaak het, hy wat my identiteit bevestig het, toe hy gesê het in Genesis 1 vers 27, 3 keer sê hy, ek maak jou. 3 keer sê hy dit. Hy sê dit eerste keer, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep, en hierin lê jou identiteit. Ek maak jou, sê die Here. Dis wat jou waarde gee. Hy gee ons identiteit en is hierin waar ons ook moet bly en nie moet weggaan nie. Ons Here Jesus sê egter nie net dat ons by hom moet bly nie, maar ook dat hy in ons moet bly. Die een kan nie sonder die ander nie, en ek kan nie in hom bly as hy nie in my bly nie. En as ons Here Jesus in ons bly, dan sal ons hierdie vrug dra. So het ons nou vir mekaar gesê, maar dalk sit ek nou hier en ek stoei met die gedagte, maar hoe gaan ek dit regkry dat die Here in my bly? Ek bedoel, dis vir ons eenvoudig om die sommetjie te maak dat ek myself moet toewy aan die Here as ek in hom wil bly. Maar hoe kry ek dit reg dat die Here in my bly? As ek stoei met hierdie vraag, geliefdes, dan mis ons dalk die punt. Ek kan nie die Here voorskryf nie. Ek kan nie die Here forceer om dinge te doen wat ek wil hê nie. Ek kan nie vir hom sê wat hy moet en nie moet doen nie. Die inwoning van Christus het te doen met hy wat my gryp. Dis 'n genadeaksie. En ek wat dan in hom bly, is 'n dankbare reaksie op die feit dat hy my gegryp het. So sy inwoning is absoluut iets wat hy doen. En as ek in hom bly, is 'n dankbare reaksie op wat hy gedoen het. Dis 'n wisselwerking tussen genade en dankbaarheid. En die loot ent homself tog nie op die wingerdstok nie. Dit is 'n eksterne aksie en in hierdie stuk sê Jesus, en my Vader is die boer. En dan is die lewe nie in die loot self nie, maar dit vloei deur die wingerdstok in die loot in. Die wingerdstok het die wortels waaruit alle lewegewende materiaal vir die loot opgetrek word. Hy woon by my in. Dis nie iets wat ek doen of moet toelaat nie. Dis nie iets wat ek bewerkstellig nie, dis iets wat hy doen. En dan produseer die inwoning van Christus lewe. Dis deel van wat ek doen. Die deel wat ek doen, die deel wat die loot doen, is om aan die wingerdstok te heg. En in 'n proses wat weer eens nie sonder die wingerdstok kan plaasvind nie. En dan produseer dit lewe in Christus, dit produseer vrug. En daarom skets Jesus hierdie prentjie, ek woon in jou, ek is die fondament van jou identiteit, omdat jy in my woon, omdat jy deur geloof aan my vasgryp, daarom gaan jy dan ook vrug dra, en dit is deel van wie jy is. Die inwoning van Christus en my inwoning in hom word sagbaar in dade van dankbaarheid. As ek hier genesing ontvang het aan die tafel van die koning laasweek, hoe wys ek my dankbaarheid daarvoor? Hoe word dit sigbaar? Is dit deur wegbly van eredienste? Is dit deur onsigbaar te wees? Onaktief te wees, afwesig te wees? Liefdes, dis tog voor die hand liggend. Dis deur betrokkenheid sigbaar, vrugte van dankbaarheid te dra en in die gemeenskap tot voordeel van hierdie gemeenskap. Soos ons dit ook leer ken in die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, geduld, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis wat sigbaar moet word. As ek dankbaar is vir dit wat die koning vir my gegee het, net die vorige week. Die teenoorgestelde is egter ook waar. As ek nie geanker is in die wingerdstok nie, en nie vrug dra nie, dan verdroog dit. Ek het in hierdie week hierdie woorde gehoor, en ek deel dit graag met julle. Waarom is dit dat wanneer God die vis maak, spreek hy die water aan? Hy sê die water moet dit voortbring. Waarom is dit dat God die groenigheid van die aarde maak, deur die aarde aan te spreek?
Waarom is dit dat God die mens maak en dan met homself praat? Kom ons maak die mens. Want op dieselfde wyse waarop 'n vis buite water sterf en 'n groenplant uit die grond uit verdroog en sterf, so sal die mens sonder God ook sterf. Eers hier binne en dan in ewigheid. Ons is in sy beeld geskape omdat hy ons identiteit is. Hy is dit wat ons identiteit is en daarom snoei hy ons deur sy woord. Dit snoei ons en vorm ons, dit sny die oorbodige dinge weg wat in die pad staan daarvan om die prentjie wat ons moet uitstraal volledig te maak, om daai vrug te dra wat ons moet dra. En as ek nie in hom woon en hy in my nie, dan sny hy die loot uit die wingerdstok uit. Hy sny hom uit en dit gaan verdroog. En dis die rede waarom Romeine 1 daarna verwys dat waarom Romeine 1 ons leer dat die Here diegene wat nie dit van belang ag om hom te ken nie, dat hy hulle oorgee aan hulle verdraaide opvattings. Soveel so dat hulle die waarheid van God nie meer wil hoor nie, want omdat hulle eie stemme soveel harder is as die woorde van God. En dis wanneer hierdie wolkol in my binneste ontstaan en ek begin soek en vra en wonder, maar wie is ek? Daarom ten slotte, geliefdes, wie Jesus is, bepaal my identiteit. Ek is God se kind. Die kroon van sy skepping, sy verteenwoordiger op aarde. Om dit te wees, moet ek in hom bly en hy in my. En as dit nie gebeur nie, as ons nie die vrug dra van Christus se volgeling wees nie, dan word ons uitgesny. Maar die genade van God is groot, soveel dat hy selfs 'n wilde olyf op 'n makolyf kan inent, soos ons leer in Romeine. Maar die punt is, hy doen dit. En hy gee ons daai identiteit en hy gee ons waarde. Wie hy is, bepaal wie ons is. Ons is die produk van sy genade. Mag ons dan die vrug van hierdie genade dra. Mag ons geken word deur ons vrugte, dankbare dade wat getuig dat hy in my woon en ek in hom. Mag God se Gees ons daartoe help. Amen. Ek gaan nou daartoe oor om dan ook vir broer Hugo te bevestig as diaken. Vra broer Hugo solank vir ons vorentoe sal kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons verskeie male dan nou die naam van broer Hugo afgekondig het, wat as diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom dan nou in sy diens bevestig. Vir die doel moet hy dan ook Hugo ook en alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amptswerk van die diakens aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap aan Christus te laat lewe het spoedig in die apostoliese kerke genodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, as ook van die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus, en daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As diaken, geliefde broer, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus en daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel.
Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Jy het gehoor wat die opdrag is en vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is jy in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp u alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe sou afwyk? Rodrigo de Beer, wat is op jou antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang dan hierdie man as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die diakens in u gebede. Omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God dan ook saam aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u dan ook vir Rodrigo de Beer deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hom gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seun. Amen. Ek vra dat u so omdraai, vir die gemeente sal kyk en dan sing ons vir broer Hugo die seënbede van Psalm 134 vers 4 toe. Geen nou geleentheid vir ons dankoffer. Ons sing saam 'n antwoord op die skriflesing en die prediking, lied 334 verse 1 en 4. God is liefde, juig ons harte, bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sondes te versoen. En dan vers 4 net gou vinnig vir my daar opsit. Veral die laaste twee woorde, twee reëls van lied 334, mag sy seun al meer gestalte aan ons doen en laat vind. Lied 334 vers 1 en 4 as antwoord op die skriflesing en die prediking.
Vryf jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.